Goeiemôre gemeente. Baie welkom almal vanoggend hier. Ons kan sien die rappie het plaasgevind. So ek sien ek moes vandag 'n nuwe kerkraadslede bevestig. Ek is jammer om Antoon. Ons was te min. So dink my die ouens die rappie laat rappie en 'n lang naweek werk hier regtig vir ons nie. Maar baie welkom vir julle wat hier is. Ek is baie bly julle is hier. Hoop julle mag die diens ook geniet en baie welkom ook Philip en Megan. Is julle opgewonde? Is dit? Hulle is altyd opgewonde, dis een ding. So vir hulle familie baie welkom. Mag dit ook vandag vir julle spesiale diens wees. Alright, en dan wil ek begin. Almal rondom ons, sê vinnig vir die mense rondom jou net hallo. Hoe lief het ek die woning, Here Almagtige. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Die liedjies vandag se preek, ek sê, dis nog nie altyd wat, maar ons het vandag, hulle het gevra dat ons Jesaja 43 vanoggend gebruik, veral nou ten opsigte ook van die doop, en vandag al die liedjies wat saam met die preek hang van, laat ons sing van ons verlosser, wat baie mooi is, en in die lied van God wat ons vry maak, wat ons iets gaan hoor van dit, en dan, want so lief het God die wêreld gehad, wat getuig van God se liefde, ook vir ons, waaroor ons ook dan gaan gesels. Nou vanoggend lees ek vir ons 'n stukkie wet uit 1 Johannes 4, vers 7 tot 12, wat waarskynlik bekend is, maar wat vanoggend dit vir ons baie mooi kom sê, en dan ook iets sê van sonde en van versoening. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklik liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons, en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Net tot sover. So, ek kan baie lank oor praat, ek gaan nie so lank praat nie, maar elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Iets van ons as kinders van God, wat sy liefde in ons het. En dan sê hy vir ons, hierin is God se liefde vir ons geopenbaar, sy enigste seun het hy in die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê, wat gaan oor Jesus, wat gekom het, vir ons sondes gesterf het, uit liefde vir ons, en dan die stukkie sê, werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur, as versoening vir ons sondes. Wat iets sê van versoening, maar wat iets sê van God se groot liefde vir ons. En in kort, as ek en jy vanoggend hier sit, wil die Here kom sê hoe lief hy jou het. En as jy besef hoe lief hy jou het, gaan deel die liefde. Dra dit uit na buite, want sy liefde moet deur ons vloei, na die wêreld rondom ons. En vanoggend, so kortliks, vir stil gebed, vra jouself vanoggend, het ek die afgelope paar weke sy liefde beleef, en het ek sy liefde gedeel, en indien ek dit nie gedoen nie, vra hom om jou te help deur sy Gees. So kom ons raak stil vir 'n half minuut vir stil gebed.
Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Amen. Ons het dan vanoggend, soos julle reeds weet, voorreg om vir Kylie vanoggend ook te doop en ook aan die Here op te dra. So ons gaan dan nou voortgaan met die doopformulier ook. So vir die ouens wat laasweek in die kerk was, weet, is nou 2 dope na mekaar. So as ons dit doen ons dit ordentlik. So as daar iemand 'n kind het, ons doop sommer volgende week weer. Maar baie welkom julle. Ek vir julle Megan, ek weet nie, jy's nou direk agter daai kamera, so ek kan jou oë nie sien nie, maar vir jou en Philip, mag dit vir julle 'n besondere diens wees, so julle kan sommer klaar, sommer vorentoe kom, gaan julle vir Kylie bring, iemand anders gaan julle, so, maar kom dan sommer klaar, so julle kan kom voorstaan so lank, julle moet net versigtig wees vir die trappies en die drade. Dis vanoggend 'n baie groot voorreg om hierdie doop te doen. Ons kom al 'n lang pad saam met mekaar. Is altyd baie lekker. En kyk, ek weet nie van julle wat hulle ken, weet hulle is super opgewonde. Ek het lanklaas 'n pa en 'n ma so bly gesien en opgewonde gesien. Ek weet nie van die mens slaap so lekker nie, maar die res is baie lekker en hulle geniet dit baie. Ek het nou die dag vir hulle gesê hier in die kerk hier voor, dan is die hele kerk is hier rondom hulle. Hulle is nou soos die celebrity couple in die kerk, jy weet, so hulle is nou baie populêr en hulle geniet elke oomblik en ons geniet dit ook saam met julle, so baie geluk vanoggend om ook die doop te kan doen. Ek het ook met hulle gesprek, lang gesprek gehad rondom dit, waar hulle dan ook weet wat die hulle verhouding met die Here behels en ook wat die doop vir haar beteken. En ek wil kortlik sê dat gelukkig met doopgesprekke is altyd vir my baie lekker as jy met mense 'n doopgesprek het wat reeds 'n goeie verhouding met die Here het. Sodat jy nou natuurlik nie nodig om so baie te praat nie. So hulle was nou verras dat ons dit maar hulle twee is baie sterk in die geloof. So ek het nie nodig gehad om te veel te hamer nie en dis altyd 'n wonderlike voorreg om dit te kan sê. So ek weet julle twee wat 'n pad met die Here stap is kosbaar en natuurlik wanneer ons doop om te weet maar ek moet 'n verhouding met die Here hê om dit vir my kind te kan leer. As ek 'n verhouding met God het, kan hulle dit by my sien en by my hoor en hierdie pad saam met my stap. En daarom is dit altyd vir my lekker as ouers 'n goeie pad saam met God stap. Nou, almal van julle weet, ek gaan nie die hele formulier lees nie, ek praat en lees so die mekaar, maar julle weet reeds aan die begin het God vir Abraham gesê, dat hy gaan ons God wees en ons sal sy volk wees en van daar af stap God ook saam met ons op pad as sy volk, maar om te weet ook aan die verlede was dit die besnydenis en die Pasga as tekens van die verbond en dan weet ons vandag is dit die doop in die nagmaal wat ons dan gebruik ook as familie dat ons deel van die verbond ook is. Die doop beteken en verkondig die volgende dinge vandag. Dat ons en ons kinders wat as sondaars in die wêreld gekom het slegs in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut gebore word. Dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond insluit, dat ons en ons kinders verbind word aan Christus op 'n besondere manier vandag, dat ons ou sondige mens saam met hom aan die kruis gesterf het en dat ons nuut leef vir hom, dat die doop 'n seël is in die inlywing van die kerk van Jesus, dat ons as gedooptes die Here moet lief hê, vertrou en dien, en dan ook dat ons deur die doop en deur hierdie sakrament verseker is ook dat die Heilige Gees in ons woon en dan ook spesiaal in haar woon. Ons het baie gepraat oor hulle verhouding met die Here, ons het baie gepraat oor die betekenis van die doop en so hulle weet dit baie goed ook dat met die doop, ons praat vandag in die preek ook oor identiteit. Maar die groot ding van die doop wat vir my besonders is dat ja, sy kry nou die naam Kylie natuurlik, maar meer is dit die identiteit wat met Christus verbind word vandag. Jy weet, sy behoort aan Jesus en dis kosbaar. En in die doop word sy op 'n besondere manier ook aan hom verbind, wat vir ons kosbaar is. En om te weet ook dat
almal van ons wat vandag hier sit, dat ons natuurlik getuies is, om hulle te help, om hulle by te staan, om hulle te versterk, om hulle te bemoedig, en ook om dieselfde vir haar te doen. En dan ook dat hulle as ouers vandag ook die beloftes kom maak, dat hulle deur hulle leer en lewe, vir haar gaan leer, en dat hulle gaan groot maak om 'n pad met die Here te stap, haar gaan leer Bybel lees, gaan leer bid, gaan leer wat haar doop beteken, en haar ook gaan begelei tot, om eendag belydenis af te lê voor in die kerk. En hulle gaan ook vir haar leer wat die nagmaal vir haar beteken. So as ouers is dit 'n groot verantwoordelikheid, maar ook 'n groot voorreg om dit vir die Here te kan doen. En in die gesprek het ons gepraat, in die doop kom julle en julle sê vir die Here, Here, ons kom gee ons kind vir U, en dan sê die Here, baie dankie, dis nou my kind, maar gee haar terug vir julle, maak haar groot vir my. So groot voorreg om die Here se kind vir hom groot te maak. En ek weet, julle doen dit met 'n groot plesier, met 'n groot glimlag, ek hou baie daarvan, so dis altyd, ja, dis 'n verantwoordelikheid, maar dis 'n besondere voorreg om dit te kan doen. Ek kan ook vir julle getuig van my kant af, dat hulle die doop nie uit routine, of tradisie, of gewoonte doen nie, maar omdat dit vir hulle ook 'n spesiale betekenis het. Nou, hier was al baie doop in die kerk, maar dis die eerste een by my wat al 'n maand of meer voor die doop al, voor die kind gebore is, het sy al gereël vir die doop. So sy was, ek meen, hierdie doop is al, as al haar fyn beplan, al voor die tyd, so, dis die eerste keer wat dit gebeur, so, dit sê net vir julle hoe spesiaal die doop ook, vir haar, vir jou ook, maar veral vir Megan is, sy reël het al vir, ek meen, lang terug, so, dis vir my besonders, ons het so gespot by die kantoor, ons moet 'n kind doop, maar die kind is nog nie eens gebore nie, so, dit was nogals vir my iets moois wat ek sal onthou. So, ek gaan voortgaan om nou vir hulle dan die doopvraag te vra, en na ek die doopvraag gevra het en hulle geantwoord het, gaan ons 'n liedjie sing, en terwyl ons die liedjie sing, gaan ons dan na die doopfont toe beweeg, en ek gaan vra, tydens die liedjie, het julle van familie gesê, wie kan? Ja, so die familie van julle wat vorentoe wil kom, julle is welkom, so, moet nou net nie val nie, maar tydens die liedjie is jy dan welkom almal om hier te kom staan. Julle kan dan sommer net so hier kom staan soos julle wil, baie welkom. So wees dan ook deel van dit. So julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is waardeur die Here sy verbond van genade en aan ons en ons kinders waarborg en aan ons al die gawes van Christus skenk om te bevestig dat julle doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of by gelowigheid nie, moet julle opreg op die volgende vraag antwoord. Ten eerste, glo julle in die drie-enige God soos in die Bybel aan ons bekend gemaak word? Ten tweede, aanvaar julle dat die boodskap van die Bybel soos dit in die belydenisskrifte van die kerk verwoord word, die ware leer van verlossing is? Ten derde, bely julle dat kinders van gelowige ouers deur die genade in Christus Jesus aan God behoort en daarom tot lidmate van die kerk gedoop hoort te word. En dan ten vierde, beloof julle om julle kind volgens die Bybelse leer en belydenisskrifte van die kerk op te voed, vir haar 'n voorbeeld te wees in lewenswandel en om ook te besef dat sy word deel van ons gemeente en dat sy ook saam met ons hierdie pad gaan stap en dat ons ook vir haar gaan help om op hierdie pad te bly. So in kort, die vraag gaan oor God, oor Jesus as verlosser, oor die Bybel as woord van God en julle wat vir God sê, ons maak haar groot vir u. Wat is julle antwoord? Ja. Sy, mooi diep stem, ek hou daarvan. So, almal het daar gehoor dat hulle ja geantwoord het, so ons gaan dan die doopfont te beweeg, en dan vra ek vir die familie om tydens die lied na vore te kom, so kom ons sing saam dan die volgende lied. Sy is op die oomblik baie opgewonde, ek hoop dit bly so. Dis dan 'n voorreg vir my vanoggend om haar te doop. Sy trek haar gesiggie, ons sien hier kom dit, so jy kan so 'n bietjie nader staan. Kylie Roos, ek doop jou in die naam van die Vader
en van die Seun en van die Heilige Gees. Ja, maar die water is gelukkig warm, moenie worry nie. Kom ons sluit ons oë vir 'n gebed. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie vandag vir hierdie besondere voorreg vir ons almal, vir Megan en vir Philip, dat ons vandag ook vir Kylie aan U kan opdra. Here, dat ons weet, Here, dat U baie lief is vir haar. Here, dat U op 'n besondere manier ook in haar lewe teenwoordig gaan wees. Here, dankie dat ons kan weet vandag dat sy aan U behoort, dat sy vir U kosbaar is en dat U haar baie lief het. Here, wees met Megan en Philip, dat U hulle sal lei, ook vir hulle ouers om te help daarmee. En ons bid ook, Here, mag U ons gemeente lei, dat ons ook sal help en haar sal versterk op die pad wat sy saam met U stap. Ons bid dit, Here, alles in U naam alleen. Amen. Sien, ek het aan 'n wakker gemaak. Ek is baie jammer. Tannie Martie, kom sê saam met my geluk, asseblief. Tannie is die naaste. Ek kan nie vir haar gehad vra nie, want hy het 'n belangrike job vanoggend. Ek het nou net vir hulle gesê, hierdie is dan die doopseel wat hulle ontvang. Hulle moet nou net onthou om hulle name ook daar, hulle moet ook gaan teken. Ek het reeds geteken wat dan iets sê van, jy weet, ons maak 'n commitment ook met mekaar en julle as ouers, en dan gee ons vir hulle vir Lisa en Timmy. Dit is nogal so 'n oulike bietjie. Julle moet hom gaan kyk 'n bietjie. Hy is dalk nog so bietjie ingewikkeld, maar later, hy gaan baie mooi wees. Hoe die doop ons help om saam met Jesus te leef. So is baie mooi. En dan kry sy soos so mooi kinderbybeltjie wat sy ook later gaan gebruik, wat vir ons nogals altyd 'n baie mooi bybeltjie is, wat hopelik vir haar gaan kosbaar wees vorentoe. So baie geluk. Dankie Dominee. So jy kan al daai goed vat. In die kersie, ekskuus. En dan weet julle, ons gee 'n kersie waarop staan julle versie. Jy is myne, jou naam geroep. So die kers gaan hulle op elke jaar, op hierdie dag elke jaar die kersie aansteek en dan onthou van die beloftes wat hulle ook vandag gemaak het. So jy moet hom ook vat. So baie geluk. Baie geluk. Sy's nou weer stil. Baie geluk vir julle, hoor. Baie. Kom ons sluit ons oë en dan doen ons saam 'n gebed. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie dat ons vanoggend voor U kan saam wees. Here, dat ons kan loof en prys, dat ons U kan dank. Here, ons kom dankie dat ons die doop kom bedien. En ons dankie, Here, ook vir die saamwees binne U naam. En Here, dankie dat ons kan weet, Here, dat U vandag hier teenwoordig is. En ons bid, liewe Heer, mag U Gees in ons werk, dat ons ook vandag iets van U teenwoordigheid sal beleef. En Here, waar ons uit die woord gaan lees, kom bid ons, Here, asseblief, mag U vandag hierdie woord vir ons oopbreek. Amen. Die jong man en meisie gaan op 'n date. En toe hulle nou, ek weet nou nie of julle al die situasie beleef het nie, maar toe hulle nou, jy weet, hy nou saam met die meisie nou tot by die deur stap, nou weet, nou moet ou baie sê, en die ou wil daarom nou 'n soen hê, nou voor hy nou, jy weet, huis toe gaan, en nou wil hy haar soen, en sy sê, nee. En hy sê, ag man, toe, en sy sê, nee. En hy sê, kom nou man, want hy leun al nader, want hy wil nou die girl 'n soen gee, en sy wil hê nie, sy sê, nee man, my pa slaap, jy kan my nie soen nie. Op daai oomblik gaan die deur oop. Toe sal daar sussie in haar nagklere. Haar sussie sê, pa sê, soen hom net asseblief, en as jy hom nie wil soen nie, sal ek hom soen, en as jy dit nie wil hê nie, pa sal homself kom soen, haal net jou arm van die interkom af. So, gedink nogal so, dit beteken van nader en nader. Met wie het jy vandag hegte bande? Met wie is jou bande heg? As jy nou moet dink, so, nou nie as jy getroud is nou, jy weet, hopelik moet jy nou sê jou vrou en jou man, moet nou nie as daai een oorweeg nie. So natuurlik jou man en jou vrou, jou ouers, jou kinders, jou boeties, jou sissies, jou familie, hopelik 'n klompie vriende. Met wie het ons regtig hegte bande? Want ons sien vandag met media, met tegnologie, dat ja, ons het baie kontak met mense, maar hegte bande is skaars. Ons weet van almal, ons ken baie, ons sien baie, maar die bande is nie so heg soos dit op 'n tyd was nie. So hierdie een, jammer as dit is vir my een van die mooies van die
van die man wat daar by die wêreldbeker toernooi eindstryd, hy sit in 'n losie en langsom is 'n stoel oop. En die een ou kom daar aan en hy sê, maar joh, hy kan nie glo, hier's 'n stoel oop hier, want alles is uitverkoop, kan hy dalk op hierdie stoel sit? Die ou sê, ja nee, is welkom, jy kan die stoel gebruik. En hy vra hom, maar hy wil nou net weet, hoekom is die stoel oop? En die man sê vir hom, weet jy wat, dit is eintlik my vrou se stoel, sy is ongelukkig oorlede, ons was vir baie jare getroud, en dis die eerste wêreldbeker wat ek sonder haar, jy weet, kom kyk. En die ou sê, jy's baie jammer om te hoor, maar hoekom vat een van die ander familielede nie die stoel nie? Hy sê, nee man, hulle almal is by die begrafnis. So, ek weet, hy so 'n bietjie, maar wat iets sê van, baie keer is ons bande nie so heg as wat dit moet wees nie, en vandag se diens gaan juist rondom dit, wat praat oor hegte bande. So, as ons praat oor hegte verbande met mense rondom ons, ouers, kinders, familie, maar hoe heg is ons band met God vandag? As jy nou moet sê, hoe naby leef ek en jy vandag aan die Here? Het ek 'n hegte band met hom? Is ek naby hom? Is ek lojaal? Is ek getrou? En dan kom ons agter, baie keer is die antwoord eintlik maar nie altyd so goed as wat ons moet nie. Ons band met hom is nie altyd so heg soos dit moet wees nie. Want ons is mense, ons raak besig, daar's soveel dinge, ons doen soms sonde, so baie keer is die band nie so heg as wat die Here regtig wil hê nie. Maar nou die vraag, waar die preek vandag gaan, hoe heg is sy band met my en jou? En hierdie teks wat ons vandag gaan lees uit Jesaja 43 uit, ek moet sê, eerste keer wat ek die teks dit so vir my oopkom en so mooi is, dat ek dit besef, is dat in Jesaja 43 vers 1 tot 5, kom die Here en hy kom sê vir sy volk, hy kom sê vir ons, hoe heg sy band met my en jou is. En vanoggend glo ek, dit sal vir jou ook besonders wees, om juist te weet, ja, soms is ons band met die Here nie so erg soos dit kan wees nie, maar sy band met ons is besonder. So kom, ons lees vandag saam, Jesaja 43 vers 1 tot 5, ek lees uit die 2020 vertaling uit, omdat ons die 83 vertaling so goed ken, is dit vir my altyd, ou hoor dit 'n bietjie meer vars uit 'n ander vertaling uit. So kom ons lees saam vanaf vers 1. Maar nou, so sê die Here jou skepper Jakob, die een wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, want ek het jou losgekoop. Ek het jou op jou naam geroep, aan my behoort jy. Die 83 vertaling sê, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, ek is by jou. Of deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie, oorspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, jy sal nie geskroei word nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou verlosser. Ek gee Egipte as jou losprys, Kus en Seba gee ek in jou plek. Omdat jy kosbaar is in my oë, geëer is, omdat ek die een is wat jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Net tot sover. So, hierdie teks besonders is een van die baie bekende teks in die Bybel, een van die mooi teks in die Bybel, maar vanoggend hoop ek, dit kry vir jou 'n nuwe betekenis. So, nou weet ons, met die volk, wat in ballingskap is, natuurlik gaan dit nou nie meer so wel nie, ons weet, land verloor, besittings verloor, huise verloor, tempel verloor, van hulle mense verloor, hulle het hulle vryheid verloor, hulle is nou in 'n vreemde land, en hulle sit in hierdie situasie waar hulle voel maar, waar is God? Jy weet, dit gaan sleg. En toe God saam met ons was, en toe ons nou hom gedien het, dit goed gegaan, nou gaan dit sleg. Alhoewel hulle nou die vrug pluk van hulle eie sonde, wonder hulle, is God nog lief vir ons? En dan kom hierdie teks wat die Here vir hulle kom sê, waar hulle dalk wonder, hoe heg God se band met hulle is, het God hulle gelos,
Het God hulle in die steek gelaat? Het God hulle laat gaan? Dan kom sê die Here vir hulle, nee. Kom kyk hoe kosbaar is julle vir my. So, 'n klompie dinge, hy kom druk sy band met sy volk uit. Hy sê, maar nou so sê die Here jou skepper Jakob, die een wat jou gevorm het Israel, moenie bang wees nie, want ek het jou losgekoop, ek het jou op jou naam geroep, aan my behoort jy. So in hy klein stukkie kom daar soveel mooi goed uit. In die eerste plek, die Here sê vir hulle en vir ons, hy het ons geskep en hy het ons gevorm. So dit kom druk klaar vir jou uit van die band wat die Here met jou het, want hy het jou gemaak. Ons het laas week nou in detail daar gepraat, dat hy jou tot in die fynste detail gevorm het. Maar hierdie band tussen jou en hom, hy het jou gemaak soos jy is vandag. Hy het jou gevorm. Hy gaan verder om te sê, hy het ons losgekoop. Hy het ons verlos, uit die ander vertaling, ek en jy is deur die Here losgekoop. Wat besonders is, ons gaan later praat oor die waarde van om te weet dat hy my losgekoop het van my sonde, losgekoop het van my verlede, losgekoop het van vrees. Ek behoort nou aan hom. Hy het my losgekoop. Nommer 3, hy roep ons op ons naam. Ek en jy is nie net 'n massaproduk. Baie keer wonder ek, weet die God van my, weet die Here van my, kyk die Here na my, sien die Here my raak. Die Here het elkeen van ons op ons naam geroep. Wat iets sê van die persoonlike pad wat hy met jou stap, hy ken jou naam. Hy is besig met jou, wat kosbaar is vir ons. Hy het my gevorm, hy het my gemaak, hy het my losgekoop, en hy roep my op my naam, en dan kom sê hy, ek is syne. So, jy kan volg dat die band van God se kant af so heg is. Ek en jy behoort aan hom. Nie net vandag nie, nie net môre nie, maar vir ewig behoort ek en jy aan die Here. En dit het 'n besondere betekenis vir ons lewens, want ons is die koning se kinders. Ek het hierdie verhaaltjie raak gelees, wat vir my baie, baie mooi is dat, hulle sê se ware verhaal, ek weet nie, maar 'n seentjie het vir hom 'n mooi houtbootjie gemaak. So, 'n baie mooi houtbootjie het hy gekerf met sy knipmes, baie mooi bootjie, en dat hy nou met die bootjie in die strome van die rivier het hy dan nou met die bootjie gespeel. Eendag is die stroom te vinnig en hy verloor sy bootjie. So 'n paar dae later loop hy by 'n winkel verby en hier sien hy sy bootjie in die winkel. Hulle verkoop sy bootjie. En hy gaan toe in en hy gaan na die eienaar toe en hy sê vir die eienaar, maar daai is my bootjie. En die eienaar sê, nee, jammer, ek het die boot gekoop, ek verkoop die bootjie. En die seun vat toe sy geld en hy koop sy bootjie terug. En toe hy nou uitstap uit die winkel uit, het hy sy bootjie gevat en hom vasgedruk en gesê, jy is kosbaar, jy is nou 2 keer myne, want ek het jou gemaak en ek het jou gekoop. Iets wat die teks kom sê, dat God vir my en jou kom vasvat en sê, maar weet jy wat, jy is 2 keer myne. Ek het jou gemaak en gevorm en ek het jou losgekoop. Jy behoort nou aan my. Iets besonders om te weet, ons behoort aan die Here. Hy gaan verder om te sê, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou verlosser. Nou, in die sinnetjie, kom druk hy uit, hy is ons God, hy is ons verlosser, hy is jou God, hy is jou verlosser. Kom druk daai band uit, gaan verder om te sê, omdat jy kosbaar is in my oë, geëer is, omdat ek die een is wat jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. So in kort, kom sê die Here, ek en jy is kosbaar. Ek kan nou hieroor baie lank praat. Nou, ek kon vra dat ons hande opsteek, wie van ons voel soms nie kosbaar nie? Dan gaan ons almal ons hande opsteek.
As tye wat ons deurgaan waar ons baie keer min werd voel, wanneer ons sonde doen, wanneer ons verkeerde dinge doen, wanneer mense ons sleg behandel, wanneer ek nie prestasies bereik nie, wanneer ek nie groot dinge gedoen kry nie, dan voel ek maar, ek is nie veel werd nie. Die Here kom sê vir my en jou, ons is vir hom kosbaar. Jy is vir hom kosbaar. Jy is spesiaal vir hom. Jy is geëer, hy respekteer jou. En dan kom sê hy is die een wat jou lief het. Nou, ek en jy gaan in ons lewe baie keer twyfel oor liefde. As jy nou daar met jou vrou in 'n fight was, dan wonder jy, is hy nou nog lief vir my? Of as jou tiener op jou skree, dan wonder jy, is hulle nog lief vir jou? Maar die een liefde waar ons nooit hoef te dink eers nie, is God bly altyd lief vir ons. Jy is die een vir wie hy lief het. Hoe kosbaar is dit? Ek is die een wat die Here lief het. Niks onder hierdie son kan dit verander nie. Dis 'n enorme betekenis vir my en jou. En dan vat hy verder, hy sê, as jy deur water moet gaan, ek is by jou. Of deur riviere, hulle sê jou nie oorspoel nie. En dan nie, moenie bang wees nie, want ek is by jou. En die laaste boodskap hy kom sê, hy is by my en jou. Hy bly by jou elke dag van jou lewe. So, as jy mooi hoor vandag, hoe heg is sy band met jou? Hy bly elke dag by jou. Stap elke dag saam met jou, hy los jou nooit alleen nie. En dis kosbaar. Nou, hulle vertel die verhaal van Paul Gustav Dor. Nou, hy mooi geskilder, julle ken hom dalk beter as ek, was 'n kunstenaar gewees. Hulle sê eendag by 'n lughawe of iewers, toe moes hy nou, jy weet, vlieg, maar hy het nie sy paspoort by hom nie. Dis nou jare terug. En paspoort nie, kan nie reis nie, hulle wil hom nie toelaat nie, en hy sê toe wie hy is, en 'n hele debat rondom dit, en hulle sê toe vir hom, okay, maar, hulle bring vir hom 'n vel papier, en 'n pen, of 'n klomp potlode, en hulle sê vir hom, maar, hy moet 'n klomp mense daarna by vir hulle, weet skets. En hy het dit so wonderlik gedoen, dat hulle hom geglo het, en hy kon toe vlieg. Maar die punt is toe, ek hoop is vlieg, het kom boot ek wees, ek kan nie onthou nie. Maar die punt wat hulle toe sê van hierdie verhaal is, deur sy dade kon hy wys wat sy identiteit is. Sy identiteit het gelê in dit wat hy gedoen het. My en jou identiteit lê nie in wat ons doen nie. Jou werk, selfs jou skoolpunte, jou prestasies, bepaal nie jou identiteit nie. Jou identiteit lê in die feit dat jy aan Jesus behoort. Dit staan vas. Ek het gedink, ek het dit nou vanoggend vroeg gesit en doen die, want ek het besef, eintlik is hierdie besonders mooi, dat in vandag se wêreld, ek hoop julle kan sien tot daar, nee, in vandag se wêreld, wil die wêreld ons 'n klomp goed laat glo. Teenoor dit, is wat vandag se teks, wat die Here vir ons kom sê. Die wêreld kom sê vir jou, jy is toevallig hierso. Jy is nou maar net hier op aarde, jy moet nou maar net leef, dit is nou maar net so. Die Here sê, hy het jou geskep en gevorm. Die wêreld sê vir ons, hy laat glo vir ons, jy is vasgevang. Jy is 'n sondaar, jy doen slegte goed, jy is nie spesiaal nie, jy is vasgevang in sonde, in swaar, in seer. Die Here kom sê, hy het jou losgekoop. Die wêreld wil ons laat glo, dat ons nie raak gesoen word nie, dat ons nie enigstens saak maak nie. Die Here kom sê, hy het jou op jou naam geroep. Die wêreld wil ons laat glo, jy hoort nêrens nie. Jy pas nêrens in nie, mense praat van jou, mense skinder van jou. Die Here sê, jy is syne. Die wêreld wil ons laat glo, dat jy het nie 'n band nie, sorry my oë is
nie waar dit moet wees nie, verseker nie. Jy het nie 'n band nie, maar die Here kom sê, hy is jou God en hy is jou verlosser, wat kosbaar is. Die wêreld wil jou kom sê, jy is nie spesiaal nie, jy is nie kosbaar nie, jy is nie belangrik nie. Die Here kom sê, jy is kosbaar en geëer. Die wêreld wil jou laat glo dat niemand regtig lief is vir jou nie, maar die Here kom sê, jy is die een wat hy lief het. En dan, die wêreld wil jou laat glo dat jy alleen is, maar die Here kom sê, ek is by jou. Val deur hy swaar tye wat ons dink ons stap alleen, kom sê die Here, ek is by jou. As jy mooi volg vandag, kom druk hierdie teks die band uit, wat die Here met ons het. Dis al hierdie dinge, kom druk sy hegte band met ons uit. En dit bepaal my en jou identiteit. Dit kom sê, weet jy wat, ek en jy is kosbaar. Ons is spesiaal, ons is geliefd. Ek is op my naam geroep, ek behoort aan die Here. Dis wow. Dit bepaal die manier wat ek lewe. Ek wil afsluit met 'n storie wat ek raak gelees het, wat vir my baie treffend is, van Billy Bray. Moet sê, is die eerste keer wat ek van hom hoor, baie lank terug. Hy het in die myne gewerk. Nou, hulle sê Billy Bray, kyk, jy kry arm, baie arm, en dan kry jy nou iemand soos Billy. Hulle sê Billy was, jy weet, brandarm. Hy het sy klere was gelap, ou klere, stikkende klere, sy skoene was klaar. Billy kon nie gebudget nie. Hy sê soos ons wat 'n bietjie kan sny, hy het omtrent geen geld gehad. So baie dae het hy nie 'n skors gehad nie, hy was baie arm gewees. Maar al die mense het hom geken as een van die vreugdevolste mense wat jy kon kry. Hy was altyd spontaan, altyd blymoedig. Hulle sê hy het altyd geloop en hardop gesing. En dat die mense dit nie verstaan nie, hier onder in die myn wat hy werk, klip hard en hy is moeg, stap hy en sing uit volle bors. En dan vra hulle vir hom, maar hoe kan hy so vrolik wees? Dan sê hy, ek is die kind van 'n koning. Wat mooi is van dit, sy identiteit lê nie in sy armoede. Stikkende klere, stikkende skoene nie. Sy identiteit lê, hy weet, hy behoort aan die Here. Vandag met die doop, Kylie behoort aan die Here, maar so ook elkeen van ons. Hy het jou gevorm, hy het jou gemaak. Jy is spesiaal, jy is kosbaar, jy is geëerd, hy het jou op jou naam geroep, jy behoort aan hom. Weet jy wat? Hy is altyd by jou. Jy is die een wat hy lief het. Moet dit nooit vergeet nie. Amen. Kom ons sluit ons oë. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie dat ons vandag hierdie teks uit die woord kon lees. En Here, ons kom dankie dat ons vandag kan weet dat ons aan U behoort. Here, dat U ons gemaak het, dat U ons gevorm het. Here, dat ons spesiaal is, dat ons kosbaar is in U oë. Here, dat U ons so baie lief het, dat U by ons bly. Here, dankie dat ons vandag kan weet dat ons U kinders is tot in ewigheid. Of ek geld het, of ek werk het, of ek baie vriende het, of ek baie prestasies bereik, is nie wat saak maak nie, maar die feit dat ek aan U behoort. Here, dankie dat ons U kinders kan wees. Here, help ons om so te leef, dat almal kan sien dat ons aan U behoort. Here, kom dra elkeen vandag hier op aan U, mag hulle iets van hulle identiteit in U ontdek, dat ons kosbare lewens sal leef. Ons bid dit, Heer, alles in U naam alleen. Amen. Mag die Here julle beskerm en julle lei. Mag die Here Jesus in sy liefde en genade binne julle leef. En mag die Heilige Gees julle inspireer tot diens aan God, aan julle medemens en ook aan mekaar. Amen.